Goeienaand en baie welkom by ons Goeie Vrydag diens. Ietsie anderste hierdie jaar. Ek is baie opgewonde oor vanaand en baie dankbaar oor die mooi opkoms. Ek hoop dat dit vir julle dalk een van die Goeie Vrydae gaan wees wat julle gaan onthou. Nou, ons geloof is soos 'n ui wat jy skil, en ek gaan Sondag 'n bietjie meer praat oor hierdie ui. Laagie vir laagie, beweeg 'n ou soms van die oppervlakkige buitekant na 'n dieper binnekant. En dis waar ek wil hê ons moet hierdie naweek wees. Vanaand dink ons aan ons Here Jesus Christus wat ons sonde betaal het, die skuld, die straf daarvan gevat het. Dit is baie dieper in die binnekant van hierdie ui. Maar daarom is daar ook 'n ander atmosfeer, en ek dink iets van hierdie aand wil iets van die atmosfeer doen, want Jesus is ook hier in die laatmiddag van hierdie Vrydag, is hy oorlede aan die kruis. En ek hoop hierdie atmosfeer gaan daartoe bydra. Goeie Vrydag het 'n interessante naam, want ons dink terug aan hierdie bitter lyding, en ons nagmaal wat ons vanaand gaan bedien, gaan ons ook aan hierdie bitter herinner. Maar dan is daar ook die goeie, en dit is die vrug van hierdie verlossing. En baie van julle sal nou met my saamstem, na alles wat hierdie afgelope maand gebeur het. Daar is amper 'n wêreldoorlog. Oor baie groot gebiede is daar oorloë, en die effek daarvan ook nou op ons brandstof. Wie van julle wat gaste is van die binneland, sal weet hoe voel dit om nou ver te ry en duur brandstof in te gooi. En daar is baie bekommernis, en hier is ons by 'n Goeie Vrydag, en daarom teen die agtergrond van al hierdie dinge, wil jy dit nie so bietjie los vanaand en saam met my die ui diep skil, en dat die Here vir ons 'n belewenis gaan gee van hierdie Goeie Vrydag. Maak jou hart dan saam met my oop, kom neem deel aan 'n bitter nagmaal. Sondag, nadat ons gaan so 5:50 gaan ons op die strand ontmoet, en ook gaan ons 'n stil wyding doen terwyl die son opkom, om net dankie te sê met alles wat binne in my is. Daar's 'n gedig, daar is 'n gebed, dit is op julle selfone gesit, ek vat 'n paar harde kopieë saam, maar dit's vroeg, né? Dit is 5:06 kom die son min of meer op, en teen 6:30 is ons terug by die huis, maar 9:00 kom ons dan vir ons lofprys, en dan steek ons baie kersse aan die brand, en dan laat ons die dak lig, want die dood is oorwin, die graf kon vir Jesus nie hou nie. Maar dan is ons nagmaal ook Sondag, waarna ek julle wil uitnooi, die soet nagmaal. En mag dit vir julle baie beteken. Ek wil graag hierdie diens begin met hierdie pelgrims, nie die pelgrimspsalm nie, die woorde van Jesus, die Psalm 126 gaan ek net nou na verwys. Dit is die woorde van Jesus, nadat hy die suur wyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En toe het hy sy kop vooroor laat sak, en sy laaste asem uitgeblaas, en dit was Vrydag. Baie dankie vir 'n Goeie Vrydag. En dankie dat ek dit ook my Goeie Vrydag kan maak. Dankie dat ons as gelowiges so kan hande vat en dwars deur hierdie swaar, somber, onregverdige pyn eintlik instap in 'n nuwe hoofstuk van ons geloof, van vreugde, van oorwinning, van dankbaarheid en van diensbaarheid. Maar bo dit alles, dankie vir die hoop. Dankie vir die nuwe kans om te kan lewe. En dankie dat daar nog nooit by enige aardse leier, koning, ander geloofsreëse, godsdienstige reëse, so iets ooit gedoen is vir my
en vir jou. En daarom verwelkom ek u in die wonderlike naam van Jesus Christus en spreek 'n seën uit oor dit wat ons gaan beleef vanaand. Hierdie goeie Vrydag. Amen. Julle weet al almal van die 7 sterwingswoorde van Jesus, 7 sinne. Kom ons luister weer hoe het hulle geklink. In Lukas 23, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ook in Lukas 23, vers 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Johannes 19, vers 26 tot 27, daar is die seun en daar is jou moeder. Markus 15, vers 34, getuig van hierdie woorde van Jesus aan die kruis, haal hy 'n psalm aan, my God, waarom het U my verlaat? Johannes 19, vers 28, ek is dors. Johannes 19, vers 30, dit is volbring. En die laaste keer, Lukas 23, vers 46, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Van hier die baie interessante tema, 6 ure, 7 sinne en 30 sekondes. Ses ure, 7 sinne en 30 sekondes. Voordat Jesus gekruisig is, was daar 'n dag van ontsettende marteling waaroor Jan de Wet gesing het. Die Via Dolorosa, die pad wat hy geloop het nadat hy gegeesel is, en baie van die mense wat ter dood veroordeel is om gekruisig te word, is gegeesel met die doel dat hulle miskien sterf terwyl hulle so gemartel word. Jou verloor jy baie bloed, jy verloor bloeddruk, pyn, daar's nie pynstillers nie, ons kan ons maar self net indink. Ten spyte daarvan was Jesus nog steeds op sy voete. En 'n gedeelte van hierdie Via Dolorosa moes hy sy kruis dra, totdat hy nie meer verder kon nie, en dan weet ons, het hierdie man Simon van Sirene, het hom dan gehelp om daai kruis verder te dra. Dan, as Jesus uiteindelik gekruisig word en die kruis regop getrek word, hang hy 'n verdere byna 6 ure aan daardie kruis. Deel van hierdie 6 ure is 7 sinne wat hy gepraat het. As ek hierdie 7 sinne vinnig aflees van my God, waarom het U my verlaat? Ek het dors, jy sal vandag saam met my, sal jy in die paradys ingaan. Daar is my seun, daar is my moeder, Vader, in U hande gee ek U oor. Ek het dors, dit is volbring. Allei 7 sinne vat 30 sekondes. Wat van die 6 ure, die ander, die feitelik volledige 6 ure van stilte? Daar is so 'n mooi preek en boodskap in hierdie stilte van Jesus aan die kruis. En dit het my diep geraak, want in hierdie 6 ure kon hy sekerlik sy onskuld verdedig het. Hy kon hierdie ouens wat op hom gespoeg het, sleg gesê het. Hy kon gemurmureer het teenoor sy vader, waarom ek, ensovoorts. Maar hy het nie. En in hierdie stilte word alles volbring van die eerste keer af dat Jesus as verlosser vir ons voorspel is. Wat die profete voorspel het. Alles word volbring in hierdie stilte. En ek noem dit die stilte van diensbaarheid. Die stilte van 'n dienskneg wat sy roeping en dit waarvoor hy gekom het
voltooi, al is dit hoe pynlik en hoe seer. Nou wonder ek oor my en jou. Ons leef gemaklik. Ek dink aan hoeveel keer ek op 'n dag 'n kraan oopdraai en daar is warm water. Hoeveel keer ek 'n knoppie druk en 'n lig gaan vir my aan. Hoeveel keer ek my selfoon optel per dag en alles werk. Geweldige tegnologie, internetnetwerke. Ek draai die sleutels van my voertuig en hy ry. En as daar iets gebeur wat nie in pas is met al hierdie gemak nie, dan is ek die een waaruit hierdie dinge uitkom. Nie stilte nie. Die lawaai van kla en kerm en selfs harde woorde uitspreek teenoor die lewe en teenoor 'n land en oor goeders wat nie in plek is nie en wat nie werk nie. So baie keer in die kerk begin mense ook in taakgroepe en hulle spring weg in volspoed en na 'n ruk hoor jy hulle praat en hulle kla en dit is nie lekker nie. En selfs ons wat uit die kweekskole uitgekom is en opgelei is, ons het nooit geweet wat is die volle prentjie van om 'n leraar te wees en die bediening en die hele marathon te hardloop. Kry 'n klomp predikante bymekaar by 'n kursus en ons kla ook maar oor die las van die bediening. Ons kla. En ons hoop daar is ore wat kan hoor en dalk kan begin saam kla, want dit voel soveel beter as ons iemand het wat so bietjie saam met ons kan kla. En toe wonder ek, as dit ek en jy was, wat 2000 jaar gelede hierdie kruis moes gedra het, die houe moes gevat het, onskuldig. Alles wat jy gedoen het op hierdie aarde was mooi. Jy het siekes genees, jy het armes bedien, jy het die regverdigheid laat geskied, jy het die mooiste stories vertel. Jy het kindertjies opgetel en gesê, dis hoe die koninkryk van die Here werk, jy het geen niemand ooit skade gedoen nie, en hier word jy onskuldig ter dood veroordeel. As dit ek en jy was, wat sou ons nie alles daardie dag uit ons binneste oor hierdie onregverdigheid uitgeskree het nie? Wat sou ons nie alles geskree het nie? Wat sou ons nie vir die Herodes en die ou klomp fariseërs op hulle afgegooi het? 'n woordgeveg wat skrik vir niks, dalk sonder 'n wag voor jou mond, net die dinge laat uitgly het. Wat sê jy alles gesê het toe daai pyn deur jou hande en jou voete gegaan het van hierdie kruisiging? En sou jy regtig, ek en jy daar gehang het in stilte, soos wat Jesus gedoen het? En dat sien, die stilte van Jesus is dalk die heel beste preek wat ek en jy nog ooit gehoor het. Dit is die voorbeeld van 'n knegg. Dit is die absolute voorbeeld van disippelskap. En om daarby uit te kom, gaan ons vanaand ook deelneem aan die sterf saam met Jesus. Want ek dink, vir ons wat nog so maklik kritiseer en kla as dinge nie heeltemal na ons kant toe gaan nie, moet daar weer 'n sterfte plaasvind. Jesus nooi ons ook uit in die navolging van sy disippelskap, as dit is 'n Via Dolorosa hierdie wat ons loop. Neem op jou kruis en volg my. Hier is nie die pad van sagte sitplekkies. Hier is nie die plek van net heerlike koffie en soet wyn en alles wat lekker is nie. Hier is die pad van disippelskap. Hier is die pad waar jy stukkie vir stukkie sterf. En so bou ons die koninkryk en leef ons die voorbeeld van Jesus.
nie met gemak nie, maar met disippelskap, met diens, soos wat hy aan die kruis vir ons gewys het. Nie altyd met woorde, en baie praatjies, en slim dingetjies wat ons sê, en baie teologie, waar 'n klomp predikante bymekaar is. Ons het sulke koppe vol kennis, waarmee ons praat, en dinge beplan en doen, vergaderings en opleidings en skedules, vol almanakke, bestuur, ensovoorts, ensovoorts. Stilte. Die 6 ure van stilte is die beste preek van disippelskap vir my en jou. En dit nooi vir my en jou uit, nommer 1, het jy al gesterf van jou baie ontevredenheid, jou baie kla, jou baie murmureer, die lewe is nie lekker nie, die lewe is swaar, dis nie lekker om op 'n Sondag op te staan en kerk toe te kom nie, die kerk is swaar, alles is swaar. Totdat dit 'n jouluit is op 'n paviljoen en 'n braaivleisvuur, dan is niks swaar nie. En ek geniet die lewe ten volle. Maar in die diep kant van hierdie ei, praat die Here baie met my oor stille dienskneg wees, stille disippelskap. En hoor ek Jesus met my praat heel eerste. En ek hoop vanaand met jou ook, dink jy nie ook, dat hierdie praat en kla en kritiek lewer partykeer en ongelukkig wees en ek goed wat jou nie pas nie, moet geruil word vir stilte. Disippels van Jesus Christus, dis tyd dat ons bietjie sterf in hierdie gemak wat ons so onvergenoegd en ongelukkig kan maak, tot 'n disipel wat in stilte sy kruis dra, sy naaste dien en die Here gelukkig maak, terwyl ons nog die lewe het. Vanoggend het een van ons lidmate gesterf, Woensdag het ek hom gesien, Woensdag het nog net sy hart geklop, Woensdag het ek gebid, Here kom haal hom. Mag hy nie vrees wat ander kant die kruis op hom wag nie. En nooit het ek geweet, hy sterf vroegoggend op Goeie Vrydag. Maar hierdie is weer eens 'n wakker skud van myself. Moenie die lewe mors en die duur voorbeeld en geloof van Jesus Christus met murmureer en kla nie. Ons hoor vanaand, ons moet saam sterf. Paulus sê dit. As jy saam met Jesus sterf, deel jy ook in sy opstanding, en dit is wat ons Sondag gaan vier. Maar voor 'n opstanding moet daar eers 'n dood wees. Voordat ons die vreugde en die roeping van hierdie opstanding hoor, moet daar eers 'n dood wees. En hierdie jaar praat die Here met my oor ons kla en kritiekkultuur, ons gemakkultuur, alles wat so inspeel om ons so verskriklik vinnig en haastig te laat praat oor hoe sleg dit is en hoe sleg dit gaan met die kerk en ons omstandighede. En dan hoor ek Jesus, die slegste sleg waar ek en jy aan kan dink, dra hy aan hierdie kruis in stilte. Al wat hy gepraat het, 7 sinne, 30 sekondes, maar sy diensbaarheid tot aan die einde, die laaste asem en druppel bloed vir my en jou, is in stilte. En as ons sterf, hoor ek vanuit hierdie kruis, begin doen in stilte. Doen sonder moeite. Doen sonder kla. Doen sonder dat daar moet iets in wees vir my. Erkenning hoef daar ook nie te wees nie. Doen en maak klaar. Voltooi dit wat die Here oor jou pad gebring het. Moenie dit halfpad los en weghardloop nie. Maak dit klaar.
in stilte. Wees soos Jesus en doen sonder klaar. Doen en maak klaar in stilte. En daarom nooi ek jou uit dat hierdie Goeie Vrydag is nie net die almanak en die kerkkalender se Goeie Vrydag nie. Dis joune en dis myne. En waar ons sterf in 'n stukkie van onsself wat dalk nog nie heeltemal onder die kruisbloed en die verlossing van Jesus gekom het nie, is daar iets goed op pad, mense. As ons meer so in stilte kan dien en werk, kan ons soveel meer vermag en word die eenheid ook in ons gemeente al hoe stewiger. Nie net in ons gemeente nie, maar ook tussen ons en ander kerke. Hierdie Goeie Vrydag hoor ek ook, dis joune. Maar dan moet jy ook saam deelneem aan die bitter nagmaal wat herinner aan iets in myself wat nog moet sterf. Sondag by die opstanding staan daar honderde disippels op. Staan ons op beter as wat ons aangekom het in hierdie Paasnaweek. Dis die uitnodiging. En nou kom ek by daai Psalm van die pelgrim. Die pelgrimslied in Psalm 126 vers 6. Dis vir my so mooi. Al loop die boer en huil terwyl hy sy saaisak dra. Hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Ons westerse mense wat so gewoond is aan gemak en genot en plesier, vergeet partykeer van die pelgrim se tog, die Via Dolorosa, die kruis opneem, die pyn, die skuur, die skaaf, die iets verloor, die bloedsweet, wat saam met dit kom. En ons mis partykeer die juig van die gerwe, omdat ons die houe van disippelskap nie kon gevat het nie, of ons self en ander moedeloos uit dit uitgepraat het. Dis vir my so spesiaal. En hier in die middel van die jaar, en 'n vol naweek, en gerugte van oorlog, en die effek daarvan op ons, en mense wat sterf, en 'n absolute vol naweek. Môre het ek 'n troue, Sondag het ek 'n diens, Dinsdag het ek 'n roudiens, en dan berei ek weer voor vir die volgende erediens, en plus al die baie goed wat gebeur, word ek gemotiveer, wees stil, en weet, en byt vas, en druk deur, en maak mooi, en laat leef, en motiveer, want ek sien uit na die juigeklank van ons as gelowiges, as ons daai gerwe gaan inbring. Ons gaan nou stelselmatig begin om hierdie bitternagmaal, en nou wil ek maar iets sê oor die bitternagmaal. Die broodjie is hard, en hy is bitter. Sondag gaan ons soet rosentjie brood eet. Ons het spesiale wit brood gekry vir mense wat bietjie diabetes is. Maar dit moet soet wees Sondag. Maar wil jy nie vanaand saam met my herinner word dat hierdie harde dop partykeer om ons harte maar afgekou en afgebreek kan word aan hierdie kruis. Jesus het die suur asyn, die 'n mengsel wat iets verskrikliks was, het hy gevat in stilte. En wanneer ons vanaand dis
Rooibos tee, sonder suiker, sterk rooibos tee, dit het ook 'n bitter smaak, maar dit gaan nie enige een van julle iets aandoen nie, behalwe om ons te herinner, dat daar is iets hard en iets bitter in my, wat vanaand moet sterf. Waarin ek môre ook op 'n Saterdag, ons noem gewoonlik hierdie Saterdag, die stil Saterdag, 'n mens moet nie so baie dinge doen oor 'n Paasnaweek nie. Bietjie daai stilte, gaan dink, en Sondag, saam met die opstanding, want dit is die uitnodiging van Paulus, ons sterf saam met Christus, en 'n nuwe mens staan op. En dis waarna toe ek julle wil uitnooi, en terwyl ek die dienswerkers vra om vorentoe te kom, en ons stelselmatig gaan ons nou die kerse uitblaas, want totdat Jesus gesterf het, gaan ons hier in 'n donker kerk sit, en gaan ons die stilte hoor en voel. Mag daar van hierdie dinge en enigiets anders in jou lewe wat nog moet sterf, laat dit gaan. Dis die moeite werd. Dis die kern van ons geloof. 2000 jaar gelede op hierdie Vrydag, stukkie vir stukkie, is ons Here gebreek vir my en vir jou. As ons vanaand hierdie harde broodjie breek, en om in stilte gaan kou, dat ons hoor hoe hy kraak, wil jy nie ook saam met Jesus afgebreek word aan alles wat hard en harteloos is, gemaklike verskonings geword het. Ons noem dit plain die sonde. Breek dit ook af, wanneer ek deel aan dit wat hy weggebreek het, sodat ons volkome, wonderlike, diensbare gelowiges, Christene, vriende, boeties en sissies van mekaar kan word, en dan kom die ding maar gedurig tussenin. Wil jy nie van hom af ontslaa raak, en saam met my dit kou, en laat Jesus dit begrawe, sterf, en begrawe, sodat iets moois kan opstaan, saam met hom. Kom ons vat dit, en ons doen dit in stille, diensbare gehoorsaamheid. Vanaand dink ek aan die beker, wat ek nooit gedink het, my koning en Here moet drink nie. Die bitter en die suurwyn. En dan dink ek ook aan hierdie druiwekorrels wat iets opgegee het. Hulle het iets opgegee. En is daar nie iets wat ek en jy ook kan laat opgee en weggaan? Die goed wat ons ook bitter en suur maak. Kom ons laat dit saam met die suur wyn wat Jesus gedrink het, laat dit ook weggaan uit jou mond uit, weggaan uit jou lewe uit, dit moet ook sterf. Kom ons proe saam, en dink ook dat hierdie bitter moet sterf. Ek gee geleentheid vir 'n oomblik van stil gebed. Die laaste asem wat jy uitgeblaas het,
het U gedoen vir elkeen van ons. En as ek vanaand, al is dit sukkelend en krom en skeef, hier aangekom het, en ek kan die Here aan die kruis noem my Here, dan kan ek ook praat van my goeie Vrydag. En Sondagoggend kan ek ook praat van my opstanding. Die stilte en die donker rondom ons is tydelik. Dis diep. Mag uit hierdie donker 'n nuwe hoofstuk in my geloof opstaan. 'n lig en 'n lof. My goeie Vrydag. Dankie Jesus vir hierdie wonderlike afbreek en die bittervat sodat iets pragtigs en mooi kan opstaan. Ek bid dat ons diep gaan dink en die ui ook almal diep gaan skil tot daar binne in die kern. En van daar af opdaag Sondag vir 'n wonderlike diens tot eer van die naam. Amen.